Môre, dis maandag 18 Augustus en ek nooi jou vandag op 'n kort maar diep reis saam met my. 'n 3-dag reeks oor 3 van die mees gewildste vrae in die kerk. Vrae wat jonk en oud laat wonder. Nou vandag hanteer ons wanneer het God die aarde geskep? En môre, wanneer het Satan geval? En dan oormôre, wanneer het die dinosourusse geleef? Nou ons moet ook iets verstaan, Genesis is nie net die eerste boek nie. Dis die fundament waarop jou geloof in God as skepper is. En dis hoekom jy moet weet wat jy glo, sodat jy met sekerheid en liefde die antwoorde kan gee. Kom ons lees saam Genesis 1 vers 1 tot 2. In die begin het God die hemel en aarde geskape. En die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreldvloed. En die gees van God het gesweef op die waters. Nou kyk gou mooi, daardie frase, woes en leeg, dis nogal iets heel besonders. In Hebreëus is dit tohu wabohu. Daardie woorde beteken vormloos, maar ook verlate, verwoes, sonder lewe of orde. Ons sien dieselfde beskrywing in Jeremia 4 vers 23, waar hy profeties kyk en sê, ek het na die aarde gekyk en kyk, dit was woes en leeg. Nou wat beteken dit? Baie Bybelgeleerdes glo daar's 'n tydskaping tussen vers 1 en 2. Nie omdat ons wil inlees in die skrif nie, maar omdat die teks en konteks dit toelaat. Sommige glo God het alles oorspronklik geskep, perfek en volmaak. Maar na Satan se rebellie, wat ons môre sal bespreek, het oordeel gekom en die aarde het tohu wabohu geword. En toe, vanaf vers 3, begin God weer. Hy vorm wat vormloos was, hy vul wat leeg geword het. Soos 2 Petrus 3 vers 5 tot 6 sê, want moetswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het, voor ons in. So wat leer ons hieruit? God bring orde waar daar chaos was. Sy woord gee antwoorde, selfs vir moeilike vrae. Jy hoef nie te kies tussen geloof en denke nie, jy kan albei hê. Of jy nou glo die aarde is jonk, of dat daar 'n breuk was tussen vers 1 en 2, hier's die belangrikste waarheid. In die begin was God. Nie toe jy verstaan het nie. Nie toe wetenskap bewys het nie. Maar toe niks was nie, was God daar. Kom ons bid saam. Ons heilige Vader, U is die skepper van hemel en aarde. Ek loof U vir die wysheid van U woord. Help my om U waarheid te verstaan en ander met liefde en insig te lei. Laat my geloof nie afhanklik wees van menslike teorie nie, maar van U karakter, getrou, geheilig en almagtig. Mag my verstaan van Genesis 'n brug wees vir iemand anders se geloof. Ek vra al hierdie dinge in Jesus naam. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand anders vandag moet ontmoet. En dalk is jou verstaan van Genesis presies wat iemand anders nodig het om Jesus te sien. Ek hoop jy het 'n geseënde maandag.